Die titel van hierdie podcast is Die Gawes van die Heilige Gees. Nou, wanneer die Heilige Gees in jou lewe begin werk, dan verander jy nie net van buite nie. Hy verander hoe jy voel, hoe jy sien, hoe jy hoor en hoe jy verstaan. Hy begin deur jou te leer onderskei tussen wat van hom is en wat van die vyand is. In 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 10 staan daar: Aan elkeen word 'n openbaring van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een die woord van wysheid, aan die ander die woord van kennis deur dieselfde Gees, aan 'n ander geloof, aan 'n ander gawes van genesing, aan 'n ander die werking van kragte, aan 'n ander profesie en aan 'n ander onderskeiding van geeste. Daardie laaste deel, onderskeiding van geeste, dis waar ek my eie getuienis vandag bring. Ek het lank gedink, wat ek voel is net anxiety, maar ek het begin besef, dis nie net my eie vrees nie. Dis iets wat ek voel wanneer die Gees my waarsku. Wanneer ek in 'n plek is waar boosheid beweeg, dan voel ek dit in my liggaam. Dis nie meer vrees nie, dis 'n teken. Die Heilige Gees het my geleer om dit te erken, om te voel wanneer daar lig is, en wanneer daar duisternis probeer inglip. Ek het ook geleer dat die gawes nie net is om te voel nie, maar om te verstaan, om te ontleed, om patrone te sien, en om die tydlyn van God se werk in jou eie lewe te verstaan. En dit is hoekom dit vir my so belangrik geword het, om die timeline neer te skryf. Elke keer as ek 'n boodskap ontvang, of dit nou deur iemand is, of deur 'n teken wat ek sien, of is dit op social media, of iets kleins in die natuur, ek skryf dit neer. Ek sit 'n timestamp by elke teken, want dit help my om te ontleed wat van God afkom, en watter dinge hy gebruik om net met my te praat. En dan so bou hy vir my 'n padkaart van openbaring, stap vir stap, teken vir teken. Nou in 1 Korintiërs 2 vers 10 lees ons: Die Gees ondersoek alles, selfs die diep dinge van God. Nou wanneer jy begin sien hoe God deur jou lewe gewerk het, selfs in jou seer, selfs in jou verwarring, dan sien jy dat hy jou eintlik opgelei het. Elke ervaring, elke ontmoeting, elke stil oomblik was deel van sy opleiding. My reis het begin toe ek oor narcisme begin praat het. Ek het gedink is net awareness om mense te help verstaan hoe manipulasie werk. Maar God het dit gebruik om vir my te wys. Jy was nie net besig om oor mense te praat nie. Jy was besig om geestelike patrone oop te breek. Nou bring ek nie meer awareness nie. Ek bring getuienis van hoe God my gebruik het om lig te bring in donker patrone, van hoe hy my gewys het dat die Gees nie net praat nie, maar dat hy onderskei, lei en leer. En as jy vandag hier luister en jy voel ook iets in jou wat jy nie kan verduidelik nie, daai gevoel van lig of swaar, vrede of spanning, dis dalk die Heilige Gees wat besig is om jou te leer onderskei. Moenie bang wees vir dit wat jy voel nie. Toets dit in gebed. Vra vir wysheid. In 2 Korintiërs 3 vers 17 lees ons: Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Dis die kern van die gawes. Nie beheer nie, nie vrees nie, maar vryheid. Julle in vandag se poll question vra ek: Dink jy die Gees wys vir ons vandag nog tekens deur alledaagse dinge? Ek het hierdie al gevra in 'n vorige een, maar ek wil hê julle moet vir my weer mooi sit en dink daaroor. Ek vra weer: Dink jy die Gees
wys vir ons vandag nog tekens deur alledaagse dinge. En dan kan jy kies en jy kan sommer hier comment op Facebook, TikTok of Spotify. Opsie 1, ja, maar ons moet leer om dit te erken. Of opsie 2, ek glo nie alles het 'n betekenis nie. Nou wil ek net afsluit as hierdie boodskap met jou praat. Volg my asseblief op Facebook, my naam is Marlies Jonker. Dis daar waar ek my timestamps van vandag af begin deel. Die oomblik wanneer ek iets sien of ontvang, party tekens maak nie altyd dadelik sin nie, maar later verstaan ek hoekom dit gestuur is. Ek deel ook my stories en tekens op TikTok en Spotify, maar Facebook is waar ek die eerste keer my indrukke plaas. So gaan kyk gerus daar. Miskien praat God ook met jou deur dieselfde dinge. En dan, in tyd, sal ek weer 'n podcast maak oor die tekens wat ek gesien het en wat dit later beteken het. So ja, julle, hier is 'n gedagte vir die wat luister. Soms is die gawes van die Gees nie klanke nie, maar stilte. Nie flitse van lig nie, maar patrone wat stadig begin vorm. Dis in daardie fyn drade tussen gebeure waar jy sien. God was nog altyd besig om jou te leer luister. Julle baie dankie dat julle kom luister het en chat soon!